deesdae fancy, ons gebruik nou rekenaars, maar toe nou die dag toe ek nou dink oor, toe dink ek is eintlik net om die skrif klein raak in jou Bybel nou. Jy moet nou groot Bybels gebruik, naslaan Bybels. Dankie vir die voorreg om hier saam met julle te wees. Ek het die voorreg om in 'n huis groot geword het waar my ma 'n ongelooflike vlagdraer was vir die Koninkryk van God. En ons het so 'n plaashuis gehad. So plaashuis, dan 'n plaashuis het ons altyd so 'n stoep gehad. En op 'n stadium dan raak die huis te klein en dan bou hulle die stoep uit en dan is daar kamers op die stoep nou. So ek het die voorreg gehad om my maale se kamer langs my kamer te gehad het met 'n venster. So my ma was die tannie wat die venster oopgemaak het na my kamer toe. Soos enige ouer wat jou kind mos vertrou, daarom maak jy jou venster oop. Jy wil hoor wat doen hulle, want jy vertrou hulle mos. So my ma, sy sou in die aand gebid en sy sê, Here, want my ma nie, sy moes skree op die Here, want sy is Pinkster. Nou, jy kan nie sappies praat met die Here nie. Die Here is ver. Here, Jan sal jou dien, en Jan sal in die bediening wees, en Jan sal 'n pastoor wees. Here, baie aande het ek daai preek gehoor. En so my ma die vers gehad van geloof sonder skimpe is dood. Maar ek dank die Here vir vlagdraers wat God se naam uitpasy het. Of hulle jou geïrriteer het, gefrustreer het hulle glad nie geplan nie. Glad nie. En vandag in ons dun nervie wêreld waarin ons leef, is dit weer tyd vir ouers om jou kinders te offend. Kyk, hulle slaan op pad hel toe, so jy moet hulle dryf hemel toe. Paulus sê, ruk hulle soos 'n brandhout uit die vuur uit. En ongelukkig is ons ouers en die samelewing is deesdae, jy mag nou niks meer vir iemand sê nie, jy mag nou basta en nonsens. Sê weer alles wat jy wil sê. Daar is 'n probleem wat ek het, is eendag gaan ons voor God staan en gaan sê, hoekom het jy nie gepraat nie? Nee, maar Here, ek kan nie my kind ontstel nie. Is ons bereid om ons kinders te verloor, om hulle net nie te ontstel nie? Is ons bereid om ons samelewing te verloor, net om hulle nie te ontstel nie? Ek geniet Facebook, dit is 'n offisiële term, blykbaar dat jy oud is as jy van Facebook hou. So ek is offisieel oud dan, maar ek geniet om op Facebook goed te plaas wat mense ontstel. En dan geniet ek vreeslik baie om te sien hoe my vrou die boodskappe lees en hoe dit haar ontstel, en sy gaan jy nie antwoord nie. Dan sê ek, nee, hulle mag ook voel soos hulle voel, ek het maar net gesê hoe ek voel. So ek sal goed plaas om te sê, die Here Jesus Christus is my God, niemand anders kan jou red nie, geen ander geloof kan jou hemel toe vat nie, net Jesus Christus kan jou red. Jesus, maar soos visvang, daar gaan die visie. Seker? Of as jy seker goed gesê, dan sê ek glo dat daar twee geslagte is, 'n man en 'n vrou. Amen. Ons stel jy nou weer 'n klomp ander mense. En dan sê jy seker goed sê, soos he made them Adam and Eve, not Adam and Steve. Maar ons stel jy nou weer 'n klomp ander mense. So iemand sê dan vir my, sê my, nee, ons moet mense bou, stig en bemoedig. Nou, dit lyk my asof ons nie verstaan dat bou, stig en bemoedig beteken nie dat dit altyd lekker is. Toe ek atletiek gedoen het op skool, het my coach my gebou, stig en bemoedig, maar ek was vrek moeg elke dag. Ek wou lê langs die grond, ons het nie lekker gevoel nie, en dan sê hy, dis nie sonskynskool vir babas, jy staan ook, julle moet weer hardloop. En dink ek, hy is oorgewig en kyk vir ons moet hardloop. Maar ons betaal hom om ons te leer. Bou, stig en bemoedig het werk, en energie is intrusive, is moeilik. Vra enige boer. Ek like dit ons, nee, kom ons gaan bid net, die grond sal self produseer. Is dit hoe dit werk? Glad nie. Daar's energie wat ons moet insit om 'n huishouding en 'n huis en 'n familie en 'n geloofshouding, 'n familie te hê, is werk, dis energie. Wat jy moet insit, dag na dag na dag. Jesus sê, as jy agter my wil aankom, moet jy jouself verloon. Klink dit lekker? Nee, maar Here, ek kan nie van hierdie verloon ding nie, dit klink nie my so dryf. Onthou,
Jesus het nie gesê, jy moet my volg. Hy sê, as jy wil. Dis jou keuse. Wil ons Jesus volg? Dan is selfverloning nie opsioneel nie, dis die opdrag. En dan sê jy moet jou kruis elke dag opneem. Nou ek weet nie hoe werk dit hier in Heilbron nie, maar sover ek weet, elke kruis lei na iemand se dood toe. Daar's geen kruis wat lei na een of ander stuk malvapudding en die lewe nie. Alle kruis lei na die dood. En dan sê hy, en volg my. Selfs Jesus se eie familie, sy eie ma, sussie, boeties, Markus 3, gaan lees dit, ek is mal oor daai skrif. As mense familieprobleme het, dan sê ek gaan lees daai skrif. In Markus 3 sit sy ouers buite, hulle is kwaad, want hy is besig om 'n moeilikheidmaker in die dorp te raak. Hy sê goed wat die Romeinse ryk kwaad maak, hy sê goed wat die Joodse Sanhedrin kwaad maak, en luister, niemand van ons wil niemand kwaad maak nie, want dan, die lewe is dan nie lekker nie. Ons wil definitief nie op Facebook iets lelik sê nie, net as die lewe nie lekker nie. So Jesus sê, nee, daar is een God, en hy praat oor sy koning. Caesar is nie my God nie, God is God. Hy is die een wat kom, hy is die een wat is, hy is die een wie hy voorbuig, niemand anders. Jesus, net saggies, kan nie dit sê nie. Nee, jy weet die Romeine is bietjie moeilik. Dis die koste van om Jesus te volg. Jy moet die stellings maak wat saam met jou geloof gaan. Ek het so geniet, ja, ek weet nie of het met Jan, oom, pastoor, dominee, ek het nou al gedebatteer, want ek so tussen die boom en die bas met my ouderom, so ek weet nie wat ek kan toe met my gesprek gaan hê. Ons het pak gekry vir die oom ding, jy weet, dis so erg is. Maar een van my 2 gunsteling oomblikke in hierdie naweek was om jou te hoor bid. Want jy kan hoor hoe klink mense wat bid. Love it. Hulle is verskriklik moeilik mense wat bid. Hulle maak jou moeg as jy nie bid nie. Maar as jy bid, dan raak jy opgewonde. As jy soos, ja, amen. My seun nou die aand ons huis gebed, as hy bid so, of ek bid. Hy kyk my so toe klas en sê, jy is baie dankbaar, hè? Ek sê, ja, hy sê, ek het so 3 keer in die slaap geraak in die gebed. Ek sê, dit is fijn. Die Bybel sê, hy gee dit vir sy bemindes in die slaap ook. Bid ons nog, volg ons die Here Jesus, as ons harte oorgegee aan hom, of het ons 'n idee van godsaligheid, ons het nie meer die krag. So vandag is ek hier vir een doel, om jou te bemoedig en jou te ontstel. Is dit oké? Want Jesus het dieselfde gedoen. Die Bybel sê, he's a rock of offense and a cause of stumbling. As jy Jesus wil volg, daar's nie 2 spore nie, daar's 1. Hy ontstel jou familie, hy ontstel jou, hy ontstel jou werk, hy ontstel alles. Hoekom? Want hy wil sy sin hê. Hy wil sy wil hê. En as hy nie sy wil kry nie, gaan die Heilige Gees aan jou deur bly klop, en hy gaan dit vir jou moeilik maak, totdat jy 'n keuse maak. Vir hom of teen hom, was jou keuse. En jy het die reg om te kies. Elke week van my lewe praat ek met honderde mense, en die mense het die reg om hel toe te gaan. Ek kan niemand verhoed om hel toe te gaan. Maar mense het ook die reg om te kies om Jesus te volg, en 'n lewe nie net van die ewigheid te hê nie, maar op aarde alreeds die ewigheid te begin, in Jesus Christus. Amen? Dit is 'n bietjie tyd dat die kerk weer sterk raak. Die kerk weer, die nervietjie moet dikker word. Ons moet nie so geïntimideer word en geboelie word deur goed nie, glad nie. Ek bedien in 'n skool, jare terug, ek is 'n jeugpastoor in Kriel. As jy nie weet wat Kriel nie, moenie hoor nie, die meeste mense weet nie. So, as jy in Kriel 'n hoender raak ry, is die hele dorp onder vere. So, nou is ek daar's 1 hoërskool in Kriel, 1. So nou gaan ek na die hoof toe, want ek is 'n jeugpastoor, so kind of my werk is die tieners. So nou gaan ek na die hoof toe. Ek sê vir hom, nou maak ek afspraak, maar een van my groot lesenaars, daai ene wat jou laat oortuig, hy's belangrik. Jy weet, hy het nie soveel papiere nie. Daai tafel is heeltemal te veel. Ek kan tafeltennis speel op daai tafel. Dis heeltemal te goed. Maar nou het hy ook een van daai hoë skole. So hy sit hoog, jy sit laag, want hy wil hê jy moet weet hy's die hoof. Ken julle sulke mense? So ek sit hier in sy kantoor. Hallo meneer, gaan goed, en so. En ek sê vir meneer, ons wil graag 'n CSV begin in jou skool.
kinders vertel van die Here en ons is goed. Nou, daai tyd was kerkpolitiek nog groter geweest. So as jy nog deel van die ouens is wat opgewonde is oor die Here, dan is jy definitief van die vyand. En so hy klaar sy grenslyne getrek dat hierdie idee gaan verseker nie aan sy skool kom nie. So hy kyk my toe ook en hy sê nee, ek kan nie. Was so? Nou, ek is heeltemal te vaak. Ek is 'n Petrus tipe. Ons is daai tipe wat in 'n boot sit, Jesus loop en sê ons roep my, ek wil op water loop. Ons is daai ons is die slim ouens. Die slim ouens haal 'n notaboekie uit en sê, kom ons kyk hoe ver maak Petrus dit. Daai standaard graad tegniese skool ouens, die Here kan hulle heavy gebruik, want ons dink nie vinnig nie. Ons is besig al met die job, en ons sê, hey, ons moet dalk gedink het iemand. So, ek staan, ek kyk na die hoof, en op die oomblik gee die Here vir my 'n woord van kennis en 'n profesie vir die hoof. Nou, luister, die gawes van die Heilige Gees is beskikbaar vir die kerk. Gebruik ons dit nog? Weet ons van dit? Nee, dit is net vir die ouens daar voor met die mic. Ek het vir jou goeie nuus, die kerk is nie die ou met die mic hier voor. Die kerk is die gelowige in Jesus Christus. Alles waarvoor ek betaal het, is vir die kerk. Dit is nie vir 'n paar mensies nie. Dit is vir almal. So, ek sit te bou, en ek sit voor hom, ek sien toe 'n donker gewaad agter hom, een of ander demoniese mag van sy familie, tuister, ek sê, meneer, ek sien dit, nou dink ek, weet hoe ek klaar is, as ek klaar is, dan dink ek goed, dan dink ek, wat het hy gedink, toe iemand vir hom 'n geestesdimensie vertel wat in sy huis aangaan, hoe moet hy nou daaroor voel? Weet, skinder die Here, praat hy uit, ja hy doen, want hy is lief vir jou, en hy wil hê, jy moet weet, hy is lief vir jou, so hy moet vir iemand sê, hy is lief vir jou, wat jy luister nie. So ek kyk wat sê, meneer, daar's 'n bose mag agter jou, wat jou familie tuister en jou familie uitdagings gee en al die goed, maar die Here sê ons moet bid vir jou, sodat hierdie mag gebreek word. En in 'n oomblik ween die hoof. Hy chunk soos 'n kind. Nou, luister, is altyd 'n goeie teken as iemand huil. Go for it, sal hy huil bid. So ek gaan toe nou te lê my hande op hom, want hy is op die hoërskool, agter sy lang tafel, bid vir hom. Gaan terug, ek sou reg, die partytjie is ons verby, hy het my klaar nee gesê, die lewe is maklik vir 'n man, ja of nee? Sien miskien nie, sien nog nie, so ek wil loop, ek sê, jy kan op my skool inkom, jy kan maar CSV begin hoor. Maar goeie keuse, dan, jy werk bietjie saam met die Here, dis reg. Hou op om so geïntimideerd te wees vir die wêreld wat nee sê vir jou. Hou op. Hou op om te aanvaar dat die wêreld uit mekaar uit moet val. Dit is onnodig dat die kerk aanpas by die wêreld. Die Bybel sê, do not conform to this world, but be transformed by the renewing of your mind. So, as die inleiding, is dit alright? Amen. Dankie vir die een. Matteus 16 vers 15 tot 18. Maar julle het hy gevra, wie sê julle is ek? Simon Petrus, standaard graad tegniese skool, daai ou, het geantwoord, u is die Christus, die seun van die lewende God. Gelukkig is jy Simon Bar-Jona, het Jesus vir hom gesê, want dit is nie 'n mens wat dit aan jou geopenbaar het nie, maar my Vader wat in die hemel is. En ek sê vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my kerk bou. Nou kom ons pos dit. Petrus is nie die rots nie. Die rots waarop hy die kerk bou is die openbaring wat Petrus gehad het. U is die Christus, die seun van God. Dis waarop hy sy kerk bou. Die kerk staan vas op die openbaring dat Jesus die seun van God is. Die verlosser van die wêreld. Dis die openbaring waarop hy bou. So, die woord kerk, en is die woord eklesia, nou 'n lang storie, ek kan 'n studie doen, ek het die studie daarop, dat julle net weet, ek het ook 'n bietjie studie gedoen. Maar is die wat uitgeroep is, basies is dit, die wat uitgeroep is uit duisternis na die lig van die koninkryk van God. Die eklesia, die kerk, is 'n groep mense wat God glo en God volg. So ons gaan nou daaroor praat. Of jy onder 'n boom sit, in 'n huis sit, by 'n werksplek sit, in 'n gebou sit soos hierdie, die gebou is nie die kerk nie. Die kerk maak die gebou die kerk. Ek en jy. So kom ons gaan dit aan. So hou aan. Die kerk is wat? Die kerk is die wat verlossing ontvang het deur geloof in Christus Jesus.
Dis die kerk. Het jy geloof ontvang deur Jesus? Ek sien wie sal dit sê op ons op julle nou bid. Ek bid maklik. Ek like it. Ja, ek like bid. So cool. Here maak my chankerig. Ek like it. Ek het my verlossing ontvang deur geloof in Christus. Ek het skrifte daaronder, ek wil net vinnig deur dit gaan. Ek weet julle weet hierdie in Heilbron, julle is mense wat die woord bepyn, so ek laat dit. Die kerk is die wat Jesus Christus daagliks volg. As jy kerk doen op Sondag en nie op Maandag tot Saterdag nie, dan het ek 'n vraagteken vir jou. Sê, hoekom wankel jou geloof so? Want jou kerk idee is die verkeerde. Kerk is Maandag tot Sondag. Kerk is waar jy is. Kerk is die petroljoggie wat langs jou staan, wat jy moet bemoedig. Kerk is 'n oproep. My ma het kerk uitgebeeld op hierdie manier. Mense bel en sê hulle is siek. My ma was haar hele lewe lank 'n asma-leier. En sy het hierdie ding gesê, dan sê sy, as die duiwel my nie los, moet hy maar saam met my die Here aanbid. Dit. Maar dan bid wel mense wat kanker het en ander siektes, dan sê sy, kom, laat ek vir jou bid. Dan gaan hulle terug dokter toe en word hulle gesond. En my ma het my geleer dat kerk is Maandag tot Sondag. Kerk is waar jy is in tyd. Kerk is social media, kerk is online, kerk is fisies, kerk is Sondag, kerk is elke oomblik van elke dag. Kerk is aan jou tafel, kerk is by jou kinders, kerk is by die skool, by die werk. Kerk is wanneer jy afgedank is. Ek het daai ervaring ook al in my lewe. Dis 'n great ene. Hulle sê ons altyd, when's the last time you did something for the first time? Daai was toch al 'n unieke in 2019. So ek weet nie alles van die lewe nie, maar ek het al genoeg goed deurgegaan om agter te kom dat my kerkskap het nie verander toe my lewenssituasies verander nie. Want my geloof was nie in 'n gebou nie. Dit was in 'n persoon, Jesus Christus. En hy is konstant. As jy dink die lewe is exciting nou, dit gaan nog meer exciting raak. Die Bybel sê inteendeel dat dit donkerder gaan word, daarom moet julle helderder skyn. Hy sê ons is sout en lig. Hoekom moet ons sout en lig wees? Want dit is donker en dit proe nie lekker nie. Wie? Almal. Dit lyk as jy by jou werk instap. Wie van julle het moeilike baas? Nee, nie wat sê. Dalk jy baas hierso. Nie jy nie baas, die ander een. Dis vir my so 'n amazing ding, as ons net kan verstaan, kerk is nie Sondag. Daar's 'n verskil in die term, dis nie kerk hou nie, dis kerk wees. Dis 'n verskil. Ek love kerk hou. Ek love kerk hou. Jy kan my hierso toesluit, ek sal elke dag van my hele lewe kerk hou. Ek love it, ek sal hierso lê en chant die hele tyd in die Here aanbid. Love it. Maar om kerk te wees, is dit wat gebeur wanneer hierdie gebou klaar sy oomblik gehad het in tyd. Dis kerk wees. Dis om in geloof saam met jou kinders te stap en hulle te leer die weë van die Here. Ek het nou 'n 16-jarige seun. My meisiekind was hierdie fenominale kind. Van geboorte af was sy al gered. Sy was amazing. Maar my seun, hy was pret. So eendag, hy was klein, ek kan nie onthou hoe oud hy was. So my vrou het verskriklike moeite gedoen om hulle te leer oor die Here en sy weer alles. So eendag kom ek van een of ander bediening af en ek stap in my huis en my vrou is in sy kamer en sy sê vir hom, weet jy wie is Jesus? Nou in die pastoor se huis behoort dit nogal redelik te wees, weet daai ene moet gesettel wees. En hy gaan, nee. Nou dat ek hom beter ken, weet ek daar's 'n moedswilligheid in hom. Sy pa's nie so nie, maar daar's 'n moedswilligheid in hom. Hy skop maklik sy hakkies in om net te kyk wat sy reaksie. Ek het vir hom nou nog, ons het seker trappies by ons huis, ons het 17 trappies. Hy raak moeilik, ek sê vir hom, jy kan van bo tot onder val. Ek sal aanbeveel jy moenie. Toe voel hy nie beter. Love my life, dis so awesome. So my vrou ontrafel toe hy nou sê, hy weet nie wie Jesus nie. Ek hoor ewe skielik wil sy die lig, wat sy nou vir hom wil bring, verander na duisternis toe, sy gaan nou, en ek hardloop toe in die kamer, ek sê vir hom, gee my net 'n kans, jy gaan kry jy koffie en 'n asmapompie, jy sê, okay. En ek sê vir hom, Sena, ken jy al die Marvel superhero, weet Superman en Batman, hy sê, ja, ek sê, Jesus is soos hulle Here, hy sê, soos Genie,
Dis die taaie, nooit weer vergeet is Jesus. So wie is die kerk? Die kerk is die samekoms van die gelowiges. Gister het ons by Pitstop by mekaar gekom as gelowiges. Vandag kom ons by mekaar as gelowiges. Ek love die storie wat jy vertel het. Jesus, luister, lang voordat die AGS was daar ander goed. En lang na die AGS gaan daar ander goed wees. Maar een naam staan deur alles, Jesus. Ek het die voorreg gehad om 'n paar lande al te besoek, en as jy Nederland toe gaan, weet hulle nie van AGS, TPK en NG Kerk, hulle weet nie van dit. So as jou geloof 'n haan bo op 'n dak is, dan is dit 'n klein geloof. Dis 'n goeie begin, maar moenie jou geloof daar bou nie, want dit verander. Dis gebou met seer. As jy in Europa aan daai kathedrale loop, die mooiste verfwerk en alles, dis die leegste plekke, want dit het net 'n museum geword met kunswerk. Maar God is nie daar nie, want die mense van God is nie daar. It was never about the building. It was always about the people. En ek wil vir jou sê, jy is die kerk. Gaan 'n bietjie in jou werksplek en verander die klimaat. Ek het vir 'n baas gewerk. Hy was 'n willebees. Ek het nou eendag 'n kliënt se vinger gebreek, 'n ander een uitgeskop by die deur. Hy was 'n willebees. Hy het moeite gedoen, en dan het die manne, hulle en alkohol het 'n baie naby verhouding gehad met mekaar, en al sulke lekker goed. So die Here gee my toe guns om daar te werk. So ek is hierdie heilige bees wat vir Jesus wil werk daar, en ek sien hierdie onheilige aktiwiteite. Eendag loop ek in sy kantoor en het hulle 'n draad om een van die werkers en hulle electrocute op wat hulle soek antwoorde. As ek soos like, genade, sy doen dit in die wêreld gaan, ek gaan maar eerder terug kerk toe. Nou ek weet hier, Helron is dit daarom seker nie so nie, nee. Jou man bly stil nou, hè. Maar ek onthou toe ek daar kom, een van my mentors eendag vir my, maar ek is nie happy oor hierdie ding nie. Ek wil in die kerk wees, ek wil mense vertel van Jesus, ek wil 'n lekker lewe, ek wil gitaar speel en ek wil liedjies sing en ek Jesus opbid by mense wat mooi en heilig is. Ek wil nie hier wees, dit is nie lekker nie. En een van my mentors kom na my toe en hy sê vir my, toe ek gewerk het vir die SAIK, en hy vertel my sy storie. Toe sê hy, daar's 'n vers wat my help. Hy sê, doen alles asof vir die Here. En iets by my verander. En ek sê, okay, hulle is in elk geval op pad in 'n rigting wat ek nie weet of dit hemel toe is nie. Weet ek eers of dit 50-50 is. Hulle doen serieus moeite. So ek gaan Jesus verteenwoordig. So as kliënte by my winkel aangekom het of my afdeling aangekom het, en hulle lyk nie lekker nie of die Heilige Gees in my woord, dan sê ek, kan ek jou bedien? Kan ek vir jou bid? Nee, jy bid nie by die werk nie. Dan sê ek, onthou ons is verstadig. Dit is makliker om jammer te sê as om toestemming te vind. Dat was nog altyd by hom. Bid ek vir mense, sommige van hulle het gesond geword, sommige van hulle het deurbrake gehad, ander van hulle het teruggekom na tyd en gesê, dankie vir die gebed, die Here het vir ons deure oopgemaak. En toe het ek begin by die werk vir die personeel, want ek vir die baas gevra, kan ons hier Vrydag, kan ons 'n opening hou? Nou, alle mense wat 'n onheilige leefstyl het, wil godsdienst toepas. So hulle moet ergens vir Jesus op die kerk gee. Love it. So Vrydag het ons oggend gehad. Ek en Jesus het dit vreeslik geniet, want ek kon alles aanspreek wat moet verander. Was great. Naderhand het ons op kampe gegaan, dan van die werksplek gaan. Daai ouens is dronk voordat hulle die dorp verlaat het. Dan moet ons nog 200 kilos ry. En dan Sondag, as Jansie vir ons preek, sê ek sal verseker, ek is hier, jy's 'n captive audience, jou kop is seer. Gaan vir jou bid. En so het een na die ander begin by Jesus uit. Hoekom? Want ek het besluit ek gaan nie stil bly. Iets in my het uitgeroep. They need to know about Jesus. Dis tyd vir die kerk om daai stem weer vas te kry. En te sê, ek gaan u vertrou, Here. Maar sê nou maar jy verloor jou werk. Ek het goeie nuus vir jou, ek het daai oefening ook deur. God voorsien. Dit was toe nooit jou werk. Moenie so vashou aan aardse goed wat nie jou God is nie. Hou vas aan jou God. Verloor alles, maar nie die Here jou God nie.
Staan vas. Staan vas. Die kerk was vermoor vir die Here Jesus Christus. Ons is bang om te sê ek glo Jesus op Facebook. Dis teleurstellend, dis hartseer, dat die kerk so swak geraak het, dat ons geïntimideer word deur politiek, dat ons geïntimideer word deur opinies, dat ons geïntimideer word deur hulle hou nie van my nie. Luister, jy is die kerk van die Here Jesus Christus. Wees sterk. Staan op. Staan vas. Die kerk is die wat hom volg. Nou wat is die kerk? Ek love hierdie. Die kerk is die bruid van Jesus Christus. Vir al die mans, omdat die vroue moet seuns wees, so die mans kan 'n bruid wees. Ek love dit om te dink hy's pragtig vir die Here. Love it. Love it. Nou Here, ons mans praat nie so nie. Dis okay, maar gelowiges doen. Ek's 'n bruid van die Here Jesus. Luister, wie van julle is getroud? Steek jou hand op hier, soos die mans is op. Nee, die mans. Mans is jy getroud? Steek jou. Weet julle is getroud? Kom ek net gou vir 'n oomblik. Jy kan jou vrou, ek weet julle vroue in Heilbron is anders as soos in Pretoria. Julle vroue is perfek en al julle weet julle maak julle mans nie kwaad nie. Mans, goeie bly vir amen. Kyk, my vrou kan my teen berge uitdryf, sy kan my voel soos 'n superhero en laat voel soos 'n slak. Sy het hierdie vermoë in haar. Ek sê vir party, ek sê, dis nie wat jy sê nie, is hoe jy dit sê. Jy weet, dit maak seer hier diep binne. Jy weet, asseblief, praat mooi met my, ek wil soos 'n hero voel. Weet? Jou vrou kan maak met jou en aan jou wat sy wil. Maar laat iemand aan jou vrou raak in die straat. Ek is nie iemand wat gewelddadig is, ek is glad. Ek is 'n liefdevolle, pragtige mens, ek offend niemand. Nou, hierdie is tot by staan om te vertel in hierdie storie, maar net om hierdie punt te maak. Staan ons in hierdie biblioteek. Laat die aand staan ons in die biblioteek. Ek staan hier, my vrou wil in die biblioteek is. Ek het niks uit my boeke nie. Ek hou nie van dit nie, behalwe as dit die Bybel is. Hulle heeft net een boek vir my dat. Nou staan ons daar, die ou by die counter staan, en ek sien hy wystekens in hierdie rigting. Nou staan ek, nou draai ek om, nou sien ek my vrou staan. Nou het ek dadelik so 'n frons op my voorkop, wat die somme maak nie heeltemal sin nie, want hoekom sal ek my vrou iets wys? So my kop is dadelik daar. En die volgende oomblik wys hy 'n middelvinger in hierdie rigting. En met die volgende oomblik vind ek myself dat ek my hand op sy bors het, om so gryp en my vuis terugtrek om hom te slaan. Nou luister, ek is die liefde van self, ek doen nie sulke goed nie. En hy begin skree, hy sê, ek wys dit vir jou vrou nie, dis jou wat langs haar staan. Nou draai ek bietjie verder, sê ek as ander, hy sê, moenie sulke goed in die publiek wys nie, stop dit. Nou luister, as jy die bruid van Jesus Christus is, dink jy nie hy gaan veg vir jou nie? Dink jy nie, hy sal alles in sy vermoë doen om sy bruid veilig te hou? Dink ons dat hy slegter as ons is? Dis onmoontlik. As ek dink, my beste vergelyk nie met sy swakste. Hy sê, as julle aardse vaders wat sleg is, weet om goeie dinge te doen, hoeveel te meer julle hemelse Vader? Hy sal veg vir jou. Here, waar is U? Dis die domste vraag wat ons kan vra. Want hoe sal hy jou begewe en jou verlaat? Is hy dan 'n leienaar? Is hy dan nie waar nie? Nimmer sê, is hy is nie 'n mens dat hy sou lieg, of 'n mensekind dat hy die woord nie sou waarmaak. Sou hy iets sê en dit nie doen nie? Here, maar U het gesê, beskerm ons, dit lyk nie so nie. Dalk verstaan ons verkeerd. En in my journey met die Here het ek op 'n paar plekke gekom waar ek sê, ek verstaan verkeerd. Maar hy is altyd goed. So ek is die bruid van Jesus. Dan is ons die liggaam van Jesus. Ek love in Efesiërs, dan sê hy, manne, julle moet julle vroue lief hê soos jy jou eie liggaam lief het. Want niemand het ooit nog sy liggaam nie mooi lief gehad. Dit is my so mooi vers wanneer ons by huwelike kom. As ek jou vrou so lief soos wat jy jouself lief het. Ken jy al die mans het so 'n frons. Dis baie. Weet,
Skeer mense aftershave, roopies, kleertjies, visstokkie, golfstokke. Hanteer jou vrou ook so. Soos jou eie liggaam. Ja, maar sy is moeilik. Ok. Jy word oud en jou liggaam raak moeilik, maar jy hanteer hom nog steeds mooi. Jy gaan koop vir hom pilletjies en selfies, kry 'n fisiootjie. Sy seer hierso. Hanteer jou vrou so. Ons is die liggaam van Christus. En dan gaan hy dan sê hy, die kerk is die tempel van die Heilige Gees. So by een van die kampus, een van die ouens my sê, so die Here alles gesien wat gisteraand gebeur het. Ek sê in 4K HD, het alles gesien. Hoe is dit dat ons dink dat ons sonder God kan loop? Daar's nie 'n molekule op hierdie aarde, in hierdie heelal wat bestaan sonder God. Daar's niks. Ek gaan nie altyd die raai ripa wat ons vir die Here speel. Ek gaan teen die tyd wat ek het bely hoor die Here vir die eerste keer. Ek het vir jou baie goeie nuus. Hy weet klaar. Voordat jy in die moeilikheid is, weet hy jy is in die moeilikheid, daarom waarsku hy jou. En daarom vind ons dit moeilik om te luister. Ek kan nie vertel hoeveel keer ek by mense gestaan sê, nee, hier binne het ek geweet, daar was 'n stem, Oor is snaaks, jy is die tempel van die Heilige Gees, hy stem is die Heilige Gees. Hy praat met jou. Hy stem skree nie op jou nie, hy stem hanteer jy nie sleg nie, maar ons vind dit moeilik om te luister vir die stem. En ek wil vir jou sê, kerk, begin reageer op die stem. Doen wat die stem wil hê jy moet doen en jy sal agterkom jou lewe word rein, heilig, mooi en kragtig, dinamies. Reageer op die stem van die Heilige Gees. Hou op met die gekkigheid van die lewe wat ons leef. Loop saam met die stem van die Heilige Gees. En die kerk is die openbaring van God se koninkryk op hierdie aarde. Hierdie aarde, hierdie heilbron, is op soek na die openbaring van God, maar dit wag vir jou. Die Bybel sê, hoe sal hulle weet as niemand preek nie? Ja, maar mense moet nie so vir mense preek nie. Wel, ek moet een van die twee glo, of vir jou of die Bybel, en ek gaan nie vir jou glo. Die Bybel sê, hoe gaan hulle weet as iemand nie preek nie? Ek wil jou wel vra om nie te preek as jou lewe dit nie verteenwoordig. Moenie ander sleg sê en ander boelie met die woord nie, moenie dit nie. Maar as jou lewe in lyn is met God en jy wandel saam met hom, preek daai boodskap. Want die wêreld het die verlosser nodig oor wie jy preek. Die wêreld het hierdie redder nodig. Hierdie 4 weke is ons deur 7 begrafnisse. 7. Die laaste een was 'n man met selfmoord gepleeg. En ek ween by dit. Want dan vra ek my die vraag en sê, Here, wie het nie gepreek wat moes preek nie? Wie het nie bemoedig wat moes bemoedig nie? Wie het nie gesê, so spreek die Here wat dit moes sê nie? Bill Hybels, jare terug van Willow Creek Association, praat met 'n generaal van die weermag, van die deel van die Amerikaanse weermag, praat met 'n 4-ster generaal, en hy sê vir hom, what is the cost when you don't do your job? En die generaal sê met trots, if I don't do my job, people die on the battlefield. So die 4-ster generaal in al sy glans en glorie draai toe na die predikant en sê, what is the cost when you don't do your job? And I said to him, if I don't do my job, people are lost for eternity. Die koste van om nie kerk te wees, is dat mense hel toe gaan. Die koste van om nie te praat oor die Here jou God nie, is dat mense hel toe gaan. Die koste is te groot. Jesus, die Vader, die Heilige Gees, is begeerig dat die kerk vas sal staan en sal wees wie hulle is. Jy en ek is die buffer vir hemel en hel vir mense. Jy en ek mag dalk die laaste gesprek vandag hê met iemand wat môre hulle lewe beëindig.
Ek het eendag by 'n plek bedien en die Here gee my 'n woord oor mense wat wil hulle lewens beëindig. En iemand stap by my en hy begin en hy sê, dankie dat jy my nog 'n dag gee. So nooit die oomblik vergeet. Dalk is ek en jy daar om iemand nog 'n dag te gee. Nog 'n oomblik te gee, 'n oomblik om 'n keuse te maak, 'n oomblik om te sê, is hierdie God van julle die waarheid? Waar gaan ek hom kry? Maar wat gebeur as ons stil bly? Dan word 'n wêreld verloor. Wees nou die kerk, en ek wil hiermee eindig. Die kerk is liefde. Jy is die kerk. Hou op om so fyngevoelig te wees. O, hulle het my seer gemaak, ek gaan hulle nie lief hê nie. Die Bybel sê God is liefde. Die seun van God, terwyl ons verlore gaan en hom verwerp en hom nie wou hê nie, sy lewe vir ons gegee. Hou op om so fyngevoelig te wees dat jy weier om liefde te gee. Die Bybel sê, waardeur sal hulle weet dat julle myne is? Deur julle liefde vir mekaar. Behoort jy aan hom? Die Bybel sê ook, hy sê, die vrug wat aan jou boom hang, sal te kenne gee wat 'n boom jy is. Nee, ek behoort aan God. Kan ek die blare kom lig, sal ons liefde vind? En hier is nie 'n preek wat na u toe gaan, hier is 'n preek vir ons. Ek word uitgedaag in my lewe. Met stellings van mense, met teleurstellings van mense, vriende, broers. Kyk, my dogter wil ook in die bediening ingaan, sy is nou 21, sy studeer nou. Ek en my vrou het vir haar neergesit en sê, my lyfie, daar is net een ding wat jy nodig het as jy in die bediening wil gaan. Sy sê, wat is dit? Ek sê, jy moet oortuig dat die Here het jou geroep. Ek sê, want as jy bou op mense se hande klappe, dan gaan jy baie val op hulle teleurstellings. Sien, ek en jy kan nie ons liefde tentoonstel wanneer alles goed gaan nie. Ons moet ons liefde ook tentoonstel wanneer niks werk nie. Weer my ma. Ek kan onthou, ek het nie geweet ons was arm toe ons groot geword het. Ken jy? Nou, ons het net gepraat oor die treinspoor. Die treinspoor was ver van ons. Weet jy, daar was 'n hele klas tussen ons en die treinspoor. En daar was ander mense. Maar my pa, ek sal nooit vergeet, gaan doen hulle inkoop. Sy kom hulle met die 2 kossakkies by die huis aan. En dan sê my pa vir my pa, sê hom dit dag genoeg. Dit dag gee my nog 'n sakkie. En dan vat sy die 2 sakkies en dan sit hy die kos op die tafel neer en maak sy dit 3 sakkies. As hy sê kom dit ons het vir iemand 'n sakkie gaan gee. Sien die lekker ding van as jy arm is en al wat jy het is die Here, is jy kom nie agter dat jy te min het nie. Jy kom agter dat is genoeg vir vandag, ons kan deel. Hoeveel lemoene wil jy nou hê? Gaan deel dit uit. Die probleem is, as jy agterkom, jy is oulik en jy is ryk, dan hou jy nader aan vas aan alles, want dit het jou God geword. Sien, liefde dring ons. Ek staan eendag, voor kerk, leek in die bad, en ek hoor die Heilige Gees my praat, hy sê my, daai R500 in jou laai wil ek jy moet jy saai, op baie saai, ek sê, Here, dis al wat ons het. Hy sê vir my, maar dis al wat ek jou vra. Is reg? Nou dink ek dadelik aan my vrou, want ek weet dat weer eens, julle vrou is ons great hier, so, maar my vrou, jy moet onderhandel met. Ek moet bid, as die Here begin so lang met haar praat, sy slaap, so jy kan nou praat, want as hy wakker is, kan jy nie weer kry. Nou sê ek, Here, vir wie? Nou sê ek my, vir wie moet ek het gee, maar nou, daai persoon my in daai week, liederlik kwaad gemaak. Die laaste een vir wie ek nou, my laaste R500 wil gee, is daai. Sien, die Here like dit. Die Here kom en kyk, jy spoor daai dinge. Ag, kom ons doen dit. Raak jy ontstel oor? Ag, kom ons doen daai dinge. Vind daai dinge. Ag, kom ons gee aandag aan dit. Kom ons doen dit. Hoekom? Want hy wil jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand. Nie van dit, hy wil alles hê. So nou klim ek in die bad uit, gaan na my vrou toe, maak haar wakker. Saggies. Sê liefie, ja. Sê die Here sê ons met hierdie R500 saai. Sy sê dis al wat ons het. Ek sê ja, hy het gesê dis al wat hy vra. En sy sê hierdie slaap, sy sê vir wie?
ek noem toe vir hom, maar sy spring so reg op so 'n opstanding uit die dode. Sy sê, ek weet. Sê, God is nie geïntimideer deur jou issues nie. Sy geïntimideer deur waar jy kry. Maar hy gaan ons leer om in liefde te wandel. Hy gaan ons leer. Die kerk dra mekaar se laste. Nie hierdie gebou nie. Dit is vir my so mooi dat julle kospakkies uit. Maar is vir my beter as almal kospakkies uit. Nee, ons gee vir die kerk sal gee. Nee, jy is nie. Jy is nie. Die Bybel sê, moenie vir mekaar bid as iemand swaar kry, jy gaan gee vir iets. As iemand honger is, gee vir hulle iets om te eet. Nee, ek sal vir jou bid, Boeta. Kyk, die volgende ou, dit vir my 6 maal in my kop. Gaan vir jou bid, Boeta, want dan lieg hulle ook nog, hulle bid nie eens vir jou. Want as jy bid, en as jy met die Here praat, sal die Here vir jou sê, gee iets. Want jy is sy liggaam. Hy het die behoefte op jou hart geplaas om 'n antwoord te wees vir jou broer en vir jou suster. Ja, maar gaan alles uitsnyf en alles uitdruk. Dis nie jou probleem nie. Jou probleem is om gehoorsaam te wees aan die Here nou. Jou probleem is om jou pakkie te gaan gee vir iemand. Dis jou probleem. Jou probleem is nie om God te wees nie. Jou probleem is om God se liggaam te wees. Sy stem te wees, sy antwoord te wees, sy hande te wees, sy voete te wees. En as hulle doodgaan, moenie dat God sê, jy het nie iets gedoen. Maar mag die Here sê, getrou was jy in die geringe. Die kerk weerstaan die duiwel. Ons entertain die duiwel, weerstaan die kerk. Ons weerstaan die. Ons werk saam met hom. Hoe gaan dit met jou? Die Bybel sê, onderwerp julle aan God in Jakobus. Onderwerp jou aan God, weerstaan die duiwel. En hy sal van jou vlug. Die kerk onderwerp hom nie meer nie. Want die kerk is nou in beheer. Ons sal sê. Luister, die kerk behoort aan die Here Jesus Christus. Hy sal sê, nie jy nie. Die kerk van Jesus het nie 'n sê nie. Die kerk van Jesus het 'n keuse. En die keuse is gehoorsaamheid of ongehoorsaamheid. Maar die kerk het nie 'n sê nie. Jesus het nie sy disippels geraadpleeg en gesê, hoe dink julle moet ons die aarde verander? Hy het vir hulle gesê, gaan wees julle dan nou die lig van die lewe. Gaan wees julle dan nou soos skape onder wolwe. Hulle gaan julle vermoor vir my naam, hulle gaan julle in tronke gooi, maar spreek. Dra mekaar se laste, hê mekaar lief. Here, maar is moeilik, dis die waarheid. Hy het nie gelieg toe hy gesê, dis moeilik. Dis vrek moeilik. Partykeer ontstel het my. Sê, hoe lang moet ons nog vir dieselfde preek gee? Wel, so lank soos wat hy asemhaal, preek vir hom. Want net dalk verander hy ergens. En net dalk as 'n pa verander en 'n ma verander, kan 'n huis verander. Net dalk as 'n huis verander, kan 'n geslag verander. Net dalk as 'n hoof verander, kan 'n skool verander. Net dalk. Maar as niemand iets doen nie, hoe moet hulle verander? As ek en jy ons geleenthede mis, Jesus sit 80 mense, hier's 80 geleenthede as een van ons, as elke van ons een ding hierdie week doen, het ons 80 geleenthede om die wêreld mooier te maak. 80. Nee, was die pastoor se werk. Ek wil net vir julle sê, hy mag dalk amazing wees, maar hy's een mens. Ek gaan nou in daai saak. Die kerk verteenwoordig God. My vraag aan jou is, as die wêreld na jou kyk, sal hulle hom sien? Sal hulle hom vind?
Daar's 'n storie van 'n tribe in, ek dink dit was Argentinië, waar 'n ou gaan bedien het, 'n missionêre gewerk onder hulle het, swaar gekry, moeilik gegaan, maar hy het gebly by die mense, hy bly lief hê, sy lewe gegee, sy gesin gegee vir hierdie mense. Hy sterf toe, en 'n ander missionêre kom, en hy begin praat oor Jesus, en die tribe sê, he was here. Daar's 'n ander storie van 'n tribe in die Elka tribe. 4 missionaries word gestuur soontoe. Hulle het nog nooit westerse mense gesien nie. Hulle ken dit glad nie. So hierdie ouens vlieg met hulle vliegtuig oor, gooi valskerms af met kos en goed om hierdie mense bewus te maak van hulle. Nou het hulle foto's van hulle geneem met hulle nog hulle tradisionele klere aan en alles, hulle is daar in die woude. En eventueel besluit hulle dit is tyd om te gaan. En een van die ouens skryf in sy dagboek, hy sê, Lord, the thing that makes me sad is that I only have one life to give you. So hulle land by die vliegtuig daar, begin om hierdie ouens kontak met hulle te maak, en hierdie 4 mans word vermoor deur die tribe, al 4 van hulle. En hulle word in die rivier gegooi en dat die skilpaaie hulle kan eet en die wilde diere. Foto's van hulle lyke en al hierdie goed. En dit sou erg gewees het as die storie daar eindig. Maar hierdie 4 mans het vroue gehad, en die leier van hierdie span, se vrou, gaan na 'n village wat naby hierdie mense is, en sy gaan begin werk onder daai village. En die vroue wat vlug van die village af wat haar man vermoor het, kom dan soontoe, en sy het hulle taal geleer, en so sy kon hulle toe vertel van Jesus. En sy lei hulle toe na die Here toe, en toe die vroue teruggaan, begin hulle die storie vertel van hierdie boodskap. En die tribe wat haar man vermoor het, nooi haar na hulle toe. En sy lei almal van hulle na die Here toe. Selfs die ou wat haar man vermoor het. Sien, partykeer veg ons te hard vir ons eie lewens. Ons veg te hard vir hierdie klein stukkie stof wat ons dra vir 80 jaar. Ons veg te hard vir ons. Ons moet veg vir iets groter, dis die ewigheid. Ons verteenwoordig die ewige God. En die hartseer van ons lewe is, ons het net een lewe om te gee. Hierdie village, die ou wat haar man vermoor het, neem toe haar kind aan. Hy word 'n pa vir haar kind. Die kind word ouer, op 'n stadium word die kind siek. Die kind gaan ook in missions in, die kind word siek, en hy word toe oorgevlieg Amerika toe. Hy ken nie hierdie ligte en goed nie, hy verstaan dit nie, maar hy's daar. En die kind word siek, die kind gaan hospitaal toe en die kind sterf. En die ou wie haar man vermoor het, word die ou wie die familie bemoedig toe die kind sterf. En sy woorde is, she has just gone back to the one who created the stars. Sien, partykeer dink ons te klein oor ons rol. Ons sien net wat voor ons is, terwyl God 'n prentjie sien, wat geslagte en nasies wil verander. Toe hy sê, jy is die kerk, toe het hy iets sterk gesien, nie iets swak. Toe het hy iets dinamies gesien, nie iets wat moet terugduins nie. Toe het hy iets gesien, wat die vermoë het om sy koninkryk tentoon te stel waar hy is. En ek wil hiermee eindig, en ek wil vir jou sê, hoorie, en sê in vers 18 van die skrif wat ons gelees het, en die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig. Dood, waar is jou al? Sien, ons het hierdie wêreld te lief hê. Die Bybel sê, moenie hierdie wêreld lief hê. Moenie jou werk, jou vrou, jou kinders, jou besigheid, moenie hierdie wêreld so lief hê, dat jy hierdie wêreld wil vasgryp en God verloor. Hou styf vas aan hom en liggies vas aan hierdie wêreld, dat hierdie wêreld verander.
Hierdie wêreld het geen guarantees dat jy môre moet asemhaal nie. Hierdie wêreld het geen beloftes behalwe vandag. En ek wil jou bemoedig vandag. Jy is die kerk. Jy is die vlagdraer vir die koninkryk van God. Mag die vlag van Jesus Christus wapper waar jy beweeg. Ek en jy is die kerk, en ek het hierdie opgesit as 'n laaste slide. Ek en jy is die kerk van ons Here Jesus Christus. Kom ons leef soos ons hoof Jesus elke dag. As sy kragtige, pragtige, liefdevolle koninkryks tentoonstellende kerk. Wees dit. Kan ek jou sê, hou kerk, maar wees kerk. Hou kerk, maar wees kerk. Moenie dat die liedjies wat ons sing en die ou wat hier voor moet staan met 'n mic so belangrik raak nie. Al wat belangrik moet wees is Jesus Christus. Wanneer jy maandag loop, dinsdag loop, woensdag loop, donderdag, vrydag, saterdag, sondag. Sê Here Jesus, kom lei my. Hier is my leraar. Ken dit vandag. Dis my leraar. What would you like me to do? En dan wil ek vir jou sê, wanneer die inspraak van my sagte Heilige Gees met jou praat, gaan hê lief. Gaan doen goed, gaan bid. Ek het nog nooit 'n mens op straat ontmoet waarvan ek gesê, kan ek vir jou bid wat vir my neergesit het. Nog nooit in my lewe. Ja, maar bid nie so mooi soos jy nie. Dis okay, dis nie hoe mooi jy bid nie. Dis met wie jy praat wanneer jy bid. Dis met die lewende God. Wat kan antwoord? So Here, dankie vir vandag. Dankie dat ons herinner kan word dat ons die kerk van die Here Jesus Christus is. En myself in die span ingesluit, Here. Dat ons nooit sal vergeet dat dit nie gaan oor die goed, die mooi maak goedjies nie, die gitaar speel, die sing, die praat, die gawes en die talente nie. Nee, dit gaan altyd oor die gawe gewer. Jesus Christus. Dit het nooit gegaan oor die gebou nie, dit het gegaan oor die persoon, Jesus Christus. En Here, U woord sê, U kom nie terug vir 'n instansie nie, U kom terug vir U bruid. En Vader, ek wil bid vandag, ek wil regtig uit my hart uit bid, vergewe ons, dat ons so verknog raak aan hierdie lewe, met sy uitdagings en met sy mooi, dat ons so verknog raak aan ons eie goedjies, dat ons die God wie ons geskep het vergeet. Here, hierdie aarde was altyd tydelik. Hierdie lewensproses was altyd tydelik. Daar's 'n tyd om gebore te word en daar's 'n tyd om te sterf. Wat belangrik is wat doen ons met die tyd? Verheerlik ons die Here ons God? Verteenwoordig ons hom? Wys ons vir 'n wêreld wie hy is? Of gaan dit oor ons? So Here, vandag wil ons sê opnuut, hier is ons. Gebruik ons. Gebruik ons, Here, net soos wat U wil. As dit jou gebed is dat die Here jou mag gebruik en dat die Here jou moet gebruik, staan saam met my as dit jou gebed is. En net daar waar jy is, met jou eie gebed, sê vir hom, Here, wie sê is? As gesinne, Here, as families, as mense. Oh, to Jesus I
Oh, I surrender. All to Thee, my blessed Savior, I surrender all. Word verheerlik, Here, in Jesus naam. Amen. En amen. Kom ons gee hom nog 'n lofoffer. Dankie.